As jy worship, dan is dit 'n aanbidding aan God. Dis nie maar net 'n Sondagoggend liedjie wat jy sing en voorberei vir die preekie. Jy's besig om God te aanbid. Weer sê ek, daar's goue bakke en die engele kom staan voor julle. Imagine dit heeltyd, want dit is die waarheid. Dit staan in Openbaring. Dit staan in die Bybel. En hulle vang julle gebede op, so hy vang jou song op. Of jy val sing of nie, God het jou so gemaak, so hy is tevrede. Hy geniet jou stem. En hulle dra dit weg na God toe. Jou lig, eerstens jou gees moet saam worship. Jou siel moet saam worship. En jou liggaam. En as jy mos dankbaar is oor iemand. God deel met my, en ek sal dit nou net weer noem, 3 ure lank by 'n braaivleis kan ons raas en te kere gaan. 3 ure lank kan ons 'n glas optel, 'n koeldrankglas, ons kan 'n sigaret optel, ons kan alles, as by die Here kom. Dan mag God nie gehoorsaam word met ons liggame nie. Moenie, hoor hierdie woord, mense, jy moet hierdie woord hoor, as jy nie bereid is, om wat die Bybel te sê, klap julle hande en juig tot eer van God. Steek jou hande op as 'n aandoffer aan God. Dit is Bybels, dit staan Psalms. As jy nie bereid is om jou liggaam te gee vir 'n offer nie, moenie die dag as jy siek lê, sê Here, maak hierdie liggaam gesond nie. Want jy wou nooit hierdie liggaam gebruik het vir God nie. Hoor hierdie woorde? Die Here praat, het my gisteraand duidelik gepraat. Moenie wanneer jy siek is, sê, maak hierdie liggaam gesond nie. Want waarvoor moet God dit doen? 'n liggaam gesond maak wat hom nie eers wil aanbid nie. Hoekom is jy skaam? Hoekom is dit, ek is nou maar so? Sal jy as jy voor God se troon staan, vir hom ook in sy gesig sê, ek sal nie my hande opsteek hier voor jou nie. Ek is nou maar so. Sal jy? Daai dag kom. Daai dag kom. Ek is baie ernstig oor hierdie ding. En ek is meer ernstiger onder ons personeel oor dit. Hoe kan jy iemand beraad? Hoe kan jy vir iemand bid, as jy self nie op die punt is om God te kan aanbid nie? So hierdie goed is baie belangrik. Mense verstaan hierdie goed as 'n uittrap. Is nie 'n uittrap nie, is 'n smeek. Ek dink julle moet hoor by my, ek smeek by julle, dat ons op 'n posisie kom, dat ons hom waarlik aanbid, en nie net 2 minute aframmel, maar ek kan 3 ure, saam met my vriende braai en raas. Ek praat met myself ook hieroor. Preek vir julle, ek praat met myself hier. 3 ure braai, en dan huis toe gaan, ons sluit nie eens af, maar kom ons praat nou net daaroor, kom ons nou, ek gaan jou nie dophou nie, so moenie as ek na jou toe kom, dan steek jy jou hande op, dit moet nie plastiek wees nie, ek hou jou ook nie dop nie, ek gaan nie kyk, doen hierdie een dit nie, ek is nie 'n polisman in worship nie, hoor my baie mooi, maar ek wil hê jy moet met God 'n verhouding hê. So eerstens, stel jou hart in. As jy opstaan toe as jy sê, Here, ek bely al my sondes. Ek wil 'n skoon kanaal wees. En dan as jy in worship vir hierdie tyd, kan jy mos sien wanneer die kanaal skoon is en jy gaan nou net huis toe. Dan gaan vat jy die foon en jy gaan aan met jou bose goed op by foon nie. En dan na 7 dae bely jy gou weer en jy spring op nie. Dis mense wat se kus sal sak oor tart vir God. Moenie dit doen nie. Ek pleit dit by julle. Hoor my stem. Ek pleit. Ek kom uit daai kamer uit by God, wat hy met my gepraat het. Asseblief, sal nou net daaroor gesels. Dat ons by mekaar sit van al die 4 preke. Die Here seën. Amen. Till I met you.
your glorious day. Out of the darkness into your glorious day. Amen. Halleluja. Hier kom maar niks deur. As hoe kom as jy nie oor sang nie, hier kom niks deur. Met jou stem afgestel. Nou oké, kom ons hoor net gou. Wanneer ons hierdie keer, ons gaan hom weer nog 2 keer sing, of 1 keer. En ons sê, and I run out of that grave. Jy het 'n grave van tik. Jy het 'n grave van 'n houding. Jy het 'n grave van 'n issue. Jy het 'n grave van 'n onvergewensgesindheid. Jy het 'n grave van bitterheid. Jy het 'n grave van steel. Jy het 'n grave van hoerery. Jy het 'n grave, so kan ons aangaan. Jy het 'n grave van woede. In 'n oomblik soos ek praat van myself. Jy het 'n grave wat 'n graf is en daai graf gaan vir jou hou as jy nie daar uitkom nie. So as ons dit nou weer sang, ek weet ons kan nie oral nie, maar dan al hardloop jy in die lug, jy hardloop uit daai graf uit. Vanoggend, en wanneer jy uit hardloop, dan klap jy hande en jy juig. Kom ons doen dit as 'n manifestasie. En nou wil ek vir jou sê, as jy dit nie weer doen nie, ek gaan dit oor sê. Ek vervloek niemand nie. Gaan niks vir jou deurkom nie. God gaan nie vir jou deurkom nie, want jy stik in jouself. So, wanneer jy, al maak jy net so, ek kom uit die graf uit. Amen. Niemand gaan niemand dophou nie, jy is by jouself. Here we go. For the chorus. Jy kan van my niks dink nie, maar dink asseblief van God iets. Sit. En moet nou nie na die tyd sê, rooi is so, rooi is so nie. Sê 'n bietjie, God is so. God is nie lekker nie. As God sê vanoggend, as daai lied sê, run out of your grave, doen iets. Al maak jy net so sê ek. Dan gaan jy uit jou pyn uitkom, uit jou ellende, maar weet jy wat, as ons nie eers van so klein ietsie luister vir God nie, hoe wil ons luister? 90% doen niks. Moenie vir my aanvat nie. Sê vir God. Ek is nie tevrede dat jy in 'n kerk vir my sê ek moet 'n manifestasie doen nie. Sê dit vir God volgende. Mense soos ek nou hier voel, dink ek is hoe God nou voel. Daar's mense wat dit sal vertolk. Rooi is onnodig. Hy weet dit, hoorie. En dan is daar mense wat nou in die gees is wat sal weet God het dit gesê. Soos ek hier sit, dis die goed wat God gisteraand met my gedeel het. En hy swart boek. Dankie. Dis die goed wat God gisteraand gedeel het. Ek het 4 preke, so ek weet nie hoe gaan ek hom gooi. Dit is almal. Weet net dit gaan iets. Ek pleit by julle vandag. Kom ek bid eers. Vader, laat ek deurkom asseblief. Ek voel ek kom nie deur nie. En ek is net u mondstuk. Dis nie Rooi se preek nie. Dit is u as God se uitroep. My kinders moet my aanbid in gees en waarheid. Amen. Hoor gou mooi. Blaai na Markus 13 toe sover.
En ek wil vra vir almal wat hier preek, en ek sal niemand voorsê nie, as die Here jou aan 'n preek gee, dan is dit so. Maar ons preek totdat die Here anderster sê, en hy het dit al voorheen gesê, en toe het ons afgewyk. Hy het dit al gesê, gaan ons oor verhouding spreek met hom, oor worship, oor aanbidding, ons gaan dit reg kry. Toe ek donderdag hier instap en ek voel, hierdie team doen baie goed, dankie. Hulle doen baie goed. Weet jy wie deur die nag gebid het? En ek weet jy hoe julle gebid het, maar julle doen goed met wat julle doen. As jy met julle wat ek praat, as ek oor worship praat, so moenie dink ek kom na julle toe nie. Ek praat oor, nou dan stap ek hier verby, by die vrywillige worship, toe is hier 5 binne. Waartoe wil ons beweeg? Wil ons vrykom? Is ons in 'n restaurasiesentrum? Wil ons vrykom? Dis Wiek wat op sy knieë drade regmaak, is Wiek wat op sy knieë hier geworship het. Wat gaan ons ander doen is lag? Ek trap nie uit die kry my asseblief. Ek roep met 'n hart vol van liefde. Asseblief beginne God dien. Hierdie preek van vanoggend, ek weet nog nie wat kom nie. Sal jy hoor voor die hekke van die hemel. En dan sal jy weet of jy geluister het of nie. Terwyl ek gisteraan bid, sien ek gesigte. God praat met my. En die Here sê vir my, wat dink iemand van my? As ek soos donderdag gesê het, sal jy nou asseblief jou hande opsteek. En jy doen dit nie. Wat dink hulle van my? Dan wys God vir my, dis dieselfde mense wat hom gaan vra vir geld. Dis dieselfde mense wat hom gaan vra vir iets. En die Here wys vir my, dat baie van sulke mense gaan agter die rug en sê, want hulle moet fight vir hulle toestand. So hulle kan nie erken hulle is verkeerd nie. So hulle moet iets oor rooie sê. Jy kan maar iets oor my sê. Laat net vir God uit. Maar die oomblik toe jy iets oor rooie sê, toe praat jy van God. Rooies is nie God, jy hoor wat ek sê. Toe praat jy, want rooies was die mondstuk wat gesê, tel jongen. Ek sê nou vandag vir julle, as iemand nou sê, die Here sê spring, dan spring ek. Ek weet nie hoe ons in 'n posisie kan kom. Wat kom maak ons hierso? Hy wys my gister aan, en ek is nie ligtelik as ek sê die Here nie. Hy sê, wat sal gebeur as jy daai mense sê, hulle kom nie weer hiernatoe nie? Hy sê, hulle monde gaan verskriklik vol wees van jou. Maar wat kom maak hulle? Wat gaan jy vir die hemelpoorte sê? As vir jou op televisie, op hier, nou al hoeveel jare gesê word, hou op met porn en jy bly aangaan. Ek word vanoggend gewys, en ek gaan nie name noem nie, van 'n WhatsApp in die gees, wat uitgaan na 'n familielid toe, vol vuil grappe. En ek sien 'n ander een, dat 'n familielid stuur vir hierdie persoon, dan sit hy lag tekentjies by. So hy kom dadelik in, hy verraai God, en hy sê, Lucifer, ek lag saam met jou vir hierdie vieslike grap. Mense, ek gaan nie meer terughou nie, al as jy dan aanstoot kry, dan kry jy, daai deel wat jy aanstoot kry, is jou deel wat jy Lucifer aanbid. En as ek ooit iets sê wat nie Bybels is, kom vat my aan. Kom vat my aan. Maar ek sal alles in my vermoë doen, om te veg, dat ons in die hemel kom en ek ook. Want gisteraand het God vir my gesê, ek is nie op standaard nie. Ek was van plan, hier het ek eers geskryf, kom in en sê net, stel alle dienste elke Sondag af, want ons bid nie. Laat ons eers by dit kom. Toe vanoggend, toe kom ek by, stel volgende Sondag se diens af, sê ek, dit het ek gesê. Ek sê, Here,
kom ek stel volgende Sondag se diens af. En laat hulle bid by die huis. En die Here sê, so jy wil hulle nog gemakliker maak. Hulle wil nie eers deur die week my aanbid nie. Nou skep jy maar 'n diens wat jy cancel, dat hulle 'n bietjie iets doen. Hy sê hulle sal nie eers die uur volgende week my aanbid nie. Julle kan kom sê of ek by God verkeerd gehoor het. As jou gebed so op datum is, staan nou op. Kom staan nie by my. Sê jy praat verkeerd. Ek daag jou uit en ek sal tjoep stil bly. Al voel ek jy's verkeerd, sal ek stil bly. En God moet beoordeel op hierdie oomblik. Soos die dae van Elia. Hy daar is hier. God sal beoordeel. Ek sê vandag vir jou. En nou wil ek eers met die personeel praat en met leiers van kerke daar by die huis. Hoe wil jy iemand beraad as jy lag vir 'n vuil grap? Terwyl jy self 'n disipel van Lucifer is. Hoe wil jy ander mense help? Ek ontmoet eendag 'n pastoor. En hy sê wat hy werk ook met jong mense. En hy sê hierdie woorde vir my. Sien jy Eigel, ek sal like om maar oor 'n drom te trek. Ek sê jou vuil goed. En hy lag. Ek sal nie eers so grap maak van 'n vrou hierdie. Want ek is voor 'n groot God. Wat 'n pastoor is jy? En hy kyk hier, hy sal dit sien. En ek wil vir jou sê, ek hoop jy het verander. En as jy nie verander het nie, lê vandag jou pastoorambt neer en klim op live en sê jy het bedank. Is te veel gemors in die kerk. Kerk is nie verkeerd nie. Dis hoekom mense nie wil kerk toe kom nie. Kerk is nie verkeerd nie. En jy wat van God se bruid bly sleg praat, jy gaan moeilikheid kry. Hierdie ouens van die kerk so aanval. Alle kerke is van die pad af. Daai een is 'n aap. Hoor ek nou die agselle van Ad Boshoff. My vriend, jy moet besop. Ad Boshoff vat baie siele in en jy gaan miskien agterbly. Wie is jy om vir hom 'n aap te sê? Waar het jy, soos my vrou nou die agterwyl ons bid gekom, dat jy die regter aangestel is oor pastore? Ek sê vandag vir jou, iemand wat God nie dien nie, soos ons nou die dag, jou ding kan ek praat. Nee, ek kan jou ding praat. Daar by hoek. Ek kan jou ding praat, nee. Amen. Trap jy nie uit nie. Ek dink jy hoorie. Hoor gou mooi. Ek wil my net self vergewis van alles. Dan sal julle sien wat ons doen. Want pastore moet pasop om wat hulle hoor net te praat. Ek het baie pastore afgebreek deur die jare. Omdat ek stories gehoor het. Ek was sleg. Ek het ander pastore sleg gemaak. En ek het al hoeveel keer om verskoning gevra, en as jy miskien 'n pastoor is wat nou eers na my kyk, na alle jare, want jy kan nie vergewe het nie, dan vra ek jou ook weer om verskoning. Amen. Ek het baie sleg gemaak. Maar weet jy wanneer praat ek? Wanneer ek eerstehandse inligting het, dat wat gebeur, 'n profeet hier by Springbok se omgewing, later sal sy naam genoem word, want hy kan kinders molesteer. En die Here sê in Spreuke 24 vanaf vers 11, roep uit vir hulle wat op pad slagpale doos. Hy sê vir 'n man, en hy groom hom en hy groom hom. En hy groom die ander man. En hy sê, ek moet hierdie demone uit jou uitkry. En hy het homoseksuele seks met hierdie persoon. Profeet, daar was een fout, die persoon het nou by ons uitgekom. Hier bid ons nie net nie. Die persoon sit vanoggend nie. Die persoon sit vanoggend nie. Profeet, jy gaan jou draai nie kry as jy God dien nie. Ek sê nou vir jou, in die Bybelse tyd het uitgeteer. Ek gaan nie 'n kindermolesteerder loslaat en 'n profeet wat sê, ek moet met jou seks van agteraf hê, sodat ek die demone kan uitkry nie. Jou vuil ding. Ek wil 3 vloekwoorde leer om vir jou dit vertel. Want ek dink God sal my niks sê as ek dit vir jou sê nie. Want jy's vuil. Weet verseker, as jy jou nie bekeer nie, sal jy weet jy het met 'n lewendige God gespeel.
jy sal dit weet. Mense wat sulke gedoen is kindermolesteerders. En ek en jy moet iets daaraan doen. Dankie vir die persoon wat uitgekom het. Weet verseker, daar sal iets gebeur. Dit is hoe die toestand lyk. Nou wil hulle die kerk toemaak oor julle. Daai tipe toestande. Terwyl daar 'n ware bruid van Christus is. Daar's kerkgeboue en gemeentes. Hulle het hulle foute, maar hulle is nie uit die Bybel uit nie. Hulle is in die Bybel, hulle dien God. Hou op sê alle kerke. Kry die alle uit jou kop uit. En veral my personeel. Ek sê nou my personeel. Kom ons hou ons mond van ander af. En kom jouself in 'n posisie wat ons reg is. Ek ken. Vra vir Motti. In my eerste 2 jaar, hy weet, as ek sit by hom, dan praat ons nie oor Jesus, die eerste 2 minute praat ek sommer oor 'n pastoor. Nee, ek het gelaat loop. Tussen het ek wysheid gekry. Ek moet net nie my vuur verloor nie. Kom ons gaan aan Markus 13. Vanaf vers 33. Pas op! Jesus sê hierdie woorde, man. Hierdie een, with the nail prints in his hand. Ek like daai. Ek luister gisteraan daai liedjie wat sê, the nail prints in his hands. En ek moet 3 keer reverse om te hoor, of ek reg hoor, the nail prints in his hand. Daai prints in his hand, het hy het vir my gedoen. Sal ek dan nou porn gaan kyk? Sal ek met 'n ander vrou deur mekaar raak? Nee, myne is oorgenoeg. Ek is tevrede. In alle hoedanighede. Kom ons gaan aan. Pas op, sê die koning van die konings. Nie, hier jy nie. Hoor julle my? Die koning van die konings. Hy gebruik goed wat die moderne pastore nie gebruik nie. Hulle gebruik nie sommer die woord pas op nie, want hulle kies dit baie mooi, hoe kry hulle die meeste tiendes? Ek sit by 'n pastoor en hy sit oorkant my in Spur. En ek sal nie sy naam gebruik nie, want jou dien die Here en alles, maar net om te sê, ek het baie meer foute as hy al gehad. Maar hoor gou mooi. En hy sê vir my, Rooies, jy praat baie erg oor sonde, hoeveel geld het jy daai aand as jy so op Facebook het gesit het? Ek sê ek het nog nooit gekyk nie. Want ek weeg dit nie met geld op nie. Ek kyk, kan ek siele by God kry? Hy sê ek het getraai soos jy praat, maar dan het ek minder geld die aand. Hey. As jou gospel maatstaf geld is daar fout. Een pastoor sê, hy is nou al in die hemel. Nee, hy is hemel toe, want hy het 'n oulike mens gewees. Ons almal het maar uitspraakies wat nie so lekker is nie. Ons moet net nie moetswillige sonde sien. Hy sê, ek moet nou weer 'n veldtog gaan hou, 'n tentveldtog, so vir 7 of 14 dae, want my geld raak bietjie min in die huis. Weet jy wat moet jou aanspoor om iets te gaan doen? Ek wil siele by God uitkry. Is dit miskien hoekom School of Fire se uitreikingsspanne so laks is en min werk? Nooit sulke gesê word, vir hierdie personeel het ek gesê, kom praat net met my, elkeen is welkom om uit te reik. Hier was al mense aangestel, wat nooit hulle job gaan doen het nie. God gaan dit vir jou vra. God gaan dit vir jou vra. Maar moenie worry nie. Ek is so bietjie arrogant. Het jy al gesien, ek gryp elke keer in en ek doen dit weer. Stel mense aan en ek wag 2 weke, dan doen ek dit maar. Want ek sal nie laat ons uitreiking stop nie. En wees verseker, al het ek hoeveel werk, sal ek dit nog vermeerder van hierdie week af ook. Ek gaan nie iemand lek. Maandag gaan verby. As dit iemand se job, hy moet beplan, hy moet al hierdie goed doen. Ek lek iemand nie. God het, as jy sleg evangelis wil wees of 'n sendeling gaan wees, het op 'n ander plek. Moenie vir Rooies wag nie, jy moet jou beplanning. Watter bediening kry jy nog wat vir jou sê, bring jou beplanning en ek stuur jou. Nou hoor ek hulle praat van, ek is 'n control freak. Jy het meer vryheid hier, gaan na 'n ander kerk toe, dan kyk jy 'n bietjie wat gebeur.
Gaan vra 'n bietjie vir die manne. Wat gebeur? Jy het nie daai vryheid om te gaan nie. So hierdie control freak laat jy so 'n bietjie gaan. Maar okay. Hy sê pas op, waak en bid. Waak is ook 'n manier van bid. Waak en bid. Jou een oog so oop. So vergeet nou, sommer by skole van, ons maak ons oë toe. Nee, ons maak nie meer ons oë toe nie. Maak hom toe as jy wil of hou hom oop as jy wil. Ons gaan nou bid. As van oë toe maak, laat die demone sê, yes, hulle oë is weer toe. Ons kan maak wat ons wil. Is nou maar net 'n ou gesegdetjie. Jy gaan nou nie hel toe as jy sulke goed sê nie. Dis soos, jy bid en taal maak my reg dankbaar. Niemand gaan nie hel toe daaroor nie. Is net 'n gesegde wat jy beter kan doen. Mense is tog so geneig om 'n wet van iets te maak. Okay. Waak en bid. Want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Nou wil ek vir julle sê. Nehemia het gebou aan Jerusalem. Een hand 'n troffel, een hand die swaard. Dis hoe God ons wil sien. Dis hoe God ons wil sien. Ons moet opbou. As mense wat sterf, en nou wil ek met die TV mense praat. Daar's mense wat sterf geestelik. Hulle plaas elke dag geestelike goed op Facebook, van die oggend tot die aand, maar hulle sterf geestelik. Self is hulle dood, geestelik. Want hulle is soos 'n lammetjie wat in 'n bok drink, melk, en die hele tyd vir wolf staan en kyk. Vandag plaas ek oor vrymesselaars, môre plaas ek oor die broederbonders, oormôre oor drank, dan oor rook. Elke dag praat hulle net iets, niks van Jesus se liefde nie. Gaan kyk hulle, jy voel dit sommer in jou gees. Dan sê hulle, maar julle doen dit ook. Ja, gaan kyk hoe doen ons dit. En hoe praat ons? Ek loop nie van die oggend tot die aand vrymesselaars. Jy kry iemand, sy hele 8 ure van 'n dag, is dit net vrymesselaars. Is dit net broederbond? Is dit net, nou kyk julle vir hom Ottie. Ottie het nou niks met dit te doen nie. Maar okay, julle hoor wat ek sê. Jy kry mense wat vashou by een ding. Hy kan nie oor Jesus se liefde praat nie. Hy kan net kap. Mense sê, maar hoe? Julle kap dan so? Gaan kyk, wat. Ek gaan nie vir jou verduidelik nie. Maar hoor gou mooi. So ek wil vandag vir jou sê, jy moet 'n bietjie ophou soos die lammetjie, net vir wolf dophou. Jy gaan niks melk inkry nie, want jy hou die vyand so dop, jy gaan dood. Daar's mense wat se oë so gefestig is op Lucifer, dat hulle nooit Jesus raak sien nie. Hulle sien net die verkeerde raak. Nou hier by ons klink dit baie keer so, want ons het 'n organisasie wat ons moet oppas. Maar maak baie seker, maak ek vra my vrou, ek hardloop binnekamer toe. Hoor gou mooi. Maar hierdie selfde lammetjie, as hy dan nou vir Lucifer ignoreer, vir wolf ignoreer, en hy drink net, en hy kyk hier een keer waar is wolfie, dan kom vreet wolf hom op by ma. So wat moet ons doen? Sy, het julle hom? Waak en bid. As hy sê, dit is soos 'n man wat op reis is, van sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het, en vir elkeen sy werk, en aan die deurwagte bevel gegee het, om te waak. Hoor gou mooi, die woordjie sê almal volmag. As jy aan Christus behoort, het jy volmag. Daar's 'n skrif wat sê, jy gaan meer doen as wat Jesus gedoen het. Hallo? Daar's 'n skrif wat sê, jy gaan groter wonderwerke doen as wat Jesus op aarde gedoen het. Hy het jou volmag gegee, en kan jy nie daai foon gebruik en iemand vertel van Christus nie. Maar vuil grappe, gewone gesprekke. Mense, as jy 'n foon in jou hand het, ek kan jy wragtig vir iemand vra, of vir jou familie, is jy al gered. Jy vra nie vir familie by die graf, as hulle klaar dood is dit nie. Jy vra hulle voor die graf. As mense wat dink jy gee hulle aanstoot, strooi man, dis omgee, om vir 'n familielid te vra as jy gereed. Ek sê vandag vir jou, as jy op groepe van familie is, vra vir hulle vandag, is julle gered? Is julle op pad hemel toe?
of gaan ons maar liewerster vir die vuil grappe lag? Dan weet jy mos of jy Lucifer se disipel is, of God se disipel is. Daar is net 2 disipels, ons kom by die Galaxy X-State, ek dink is dit, met die uitslag van die verkiesing, daai groot borde, computer, so groot skerm, wat vir jou sê, watter party het wat, en ek stap daarin, en daar is oor 1000, of by die 1000, net joernaliste, met of 'n televisiestasie, of 'n radiostasie, of 'n koerant, van oorsee alles, jy draai so, dat loop jy teen vas, en daar's presies 1000 uitgenooides uit politieke partye uit. En toe ek so inloop, toe sê die Here, het jy geweet, hy sê, het jy geweet, dat die 1000 uit die politieke partye, is almal disciples. Party van Satan, en party van my. Want party promoveer aborsie, Satan geniet aborsie, dis 'n offer aan hom. Hierdie mense wat so stem vir die DA, en sê ek moet vir 'n sterker party stem, weer, 'n profeet sê eergister van, ja maar rooi is, om nou vir die ACDP of vir #Hope te stem, ons gaan mos hier inkom eintlik. Ons sien hulle ook nie. Ek sê, weet jy hoekom sien julle nie die Christenpartye nie? Want jy's 'n Christen en jy gaan nie help hulle nie. Dis hoekom ons Christenpartye nie sien nie. Want die Christene sit op hulle agterend en gaan nie help hulle nie. Ek is nie eers by een van hulle betrokke nie en ek doen kort iets op Facebook om te sê stem vir die 2 partye. Ek doen iets. Ek kan ook in 'n hoek gaan sit. Die een het my te nagekom, daai een. Hey! God se saak is groter as Rooi Strauss. En Rooi Strauss het nagekom met dit. Los, wees rustig. Wees rustig. Sê Jesus, rustig. Niks op kamera nie. Ekie lekker afshow. Don't worry. Okay. As hy, miskien wil die kinders God loof en prys, as die ouers dit nie doen nie. Ek sê nie die ouers doen dit nie. Amen. Soos Johanita Du Plessis sê, gooi 'n wit vlaggie, gooi 'n wit vlaggie, gooi 'n wit vlaggie. Moet ons nie vir God 'n slag 'n wit vlaggie gooi nie. Amen. 'n Wit vlaggie. Kom ons gee almal 'n hande klap vir 'n wit vlaggie. Yes, vir 'n wit vlaggie. Gooi 'n wit vlaggie, 'n wit vlaggie. Amen. Amen. Kan ek nou vir julle sê, hierdie act, en Struis het mooi geluister vir die Here, kan veroorsaak dat iemand bekeer vandag. Daar by die huis het iemand sê, maar okay, nou is die wat vlaggie verby. Okay, nou gaan ek eers preek. Okay. Vanoggend, belle nie bel nie, stuur 'n ex-satanis. Ek weet nie wat is daarvan nie, ek wil haar naam nie noem. Struis Tasha, sy Botha. Ja, Tasha stuur vir my. Ek het haar op skool na die Here toe gelei. Dis 'n satanis. En sy stuur vir my, Oom Royes, waarvoor kan ek vir julle bid? Hierdie ex-satanis, wat nou kind van God is, stel aan ons belang. Prys die Here. Kom ons gaan so 'n bietjie aan. Amen. Ek wil julle uitnooi om in 'n halwe vas in te gaan. Ek weet in die Bybel staan daar iets van 'n halwe vasie. En kap my maar daarop as julle wil. Ek was baie geseënd in my geestelike lewe, lekkerder geseënd toe ek dit gedoen het en ek gaan dit weer doen. 90% moet dit gaan oor God en 10% oor jou gesonde lewe. Dit moet nie andersom wees nie. Daar moet jy jou hart daaraan instel. Halwe vas beteken, ek gee 1 bord kos per dag op. Of ek los iets lekkers. Of ek besluit vir 2 dae gaan ek nie 'n snoepie koopie, krokshop nie. En dan gaan ek weer 1 keer koop en 2 dae los. Jy kan homself uitwerk soos jy wil. As jy nie eet nie, by die kombuisie moet jy dit vir hulle voor die tyd sê. Maar verder dit uitwerk. Personeel wil ek vra, so vir mekaar te sê, hoe doen ons dit nie? Een los net 'n bietjie. Ek gaan nou 80 dae ten minste begin weer. Nou ek weet, ek het 'n troue op hand, ek kan nie sit met voltaan nie. So ek het vir die Here gesê, Here, ek sê onder 'n wet nie, as so iets skielik op my pad kom, ja, eet ek. Maar ek wil
probeer net om God se aangesig prakties te soek en net die aand uit te los, of as ek die aand eet, dan los ek weer die middag uit. Ek vra net, ek sê nie julle moet nie, maar dit help nou nie jy doen dit vir 'n diet nie. Jy moet elke keer sê, ek het 'n tyd gehad en ek gaan terugkom by daai tyd. As ek so by plekke eet, dan net by myself, en los ek die lekker dingetjie of een van die lekker goedjies, en ek sê, Here, ek offer daai op vir aborsies. Here, ek offer daai op vir die evangelie hier by School of Fire. Doen net iets tot eer van Jesus. Nou, ek wil net 'n paar storieetjies vertel voor ons afsluit. En dit is stories wat julle gehoor het, en die een het Stella geplaas, ek weet nie, jy by School of Fire ook gisterand geplaas, van die muis nie. Nou wetenskaplik weet ek nou nie, of dit so werk nie, maar kom ons glo dit werk so. Daar ry 'n ou op 'n vliegtuig, verstaan 'n ligte vliegtuig, en hy hoor 'n muis, is hier in sy drade. Die wat dit gisterand gekyk het, sê ek die storie so 'n bietjie anders te vertel, dat ek hom nie goed geluister het. Okay, en hy hoor hy's 'n muis in sy drade, maar hy kan nie stop, en nou krap hy hier en soek vir muis nie, hy's in die lug. Maar muis, as hy een draadjie afeet, dan hoor jy net prrrr. Nee, muis is dood en die pilot. So nou moet hy iets doen. En hy verstaan, 'n muis kan nie baie hoog in die lug oorleef op suurstof nie, of die lug raak te dun. En toe klim hy. Tot hy hoor dit raak stil. Nou ons kan vanmiddag gerus gaan Google of 'n muis, of het so werk, maar dit is vir my baie mooi storie in elk geval steeds. En toe hoor hy, maar daar raak het stil. En toe hy land, toe sien hy die dooie muis. En dit laat my net vertel, as daar muise in jou lewe is, demone in jou lewe is, gaan hoor. Gaan na gebed. Gaan soek God. En hoeveel keer het ons hier gesê, hou op sigaret toe hardloop, as jy in die nood, ai maar oom, weet jy hoe moeilik is dit? Die situasie is vir my moeilik, ek moet nou. Ons sê vir Jesus in sy gesig, Jesus, jy kan my nie help nie, ek is in 'n krisis, ek moet nikotien toe hardloop, ek moet drank toe hardloop, ek moet depressiepille toe hardloop, jy is te swak om my te help. Dis wat jy sê, as jy daardie uitsprake maak. As jy iets anders nie. Jy beledig hom in sy gesig, jou kruisdood was nie genoeg nie. Ek gaan soek dit by 'n dooie plant wat droog gemaak is. Ek hoor dat 'n kraai, julle ken die storieetjie, pikkie eagle, op die kop, en hy sit op hom. 'n Eagle steur hom nie aan klein battles nie. Iemand sê my sleg op Facebook, pak maar so 'n bietjie op my kop. Ek is 'n eagle. Ek is 'n eagle. Is my naam nie eagle by julle BCI nie? Hey! Sê net vir my, rooi is eagle. Laat ek weer hoor, rooi is eagle. Okay, wie se naam is Mossie? Dis eintlik iets baie goed, want God sorg altyd vir die mossie. So moenie klein mossietjies wegkyk, maar hoor gou mooi, die kraai kom sit en pik. Eagle sê pik. Ek is net gou besig hier met iets. Ek gaan my kinders kos en doen 'n paar dinge. En toe besluit Eagle, jou pikkery raak afgesaag op Facebook. Daar's mense elke dag. Hy het 'n standpunt hier. Ek kyk nou gister weer sê hulle vir my. Hierdie miskreier, hierdie dit. There will be a day I will stand with you in front of the king. And that day I will not laugh for you. I will feel sorry for you. Maar hoor gou mooi. 'n Eagle besluit. Ek gaan 'n trippie. Ek gaan begin bid. Ek gaan hoor. Ek gaan na die koning toe met my probleme. Ek like hierdie ou wat sê, dis nie jou body nie, hy sê, pas op om Christene te krap. Party gaan huil by God. Pas op om Christene te krap. Party gaan huil by God. Hy antwoord jou nie terug, hy gaan huil by God. You will have troubles. Dis gevaarlike gebied om 'n Christen
En nou is daar weer een. Ons is nie Christen nie, ons is kinders van God. Handelinge sê, en van daai dag af is hulle Christene genoem, as die Christen naam weer reg aangewend word, is ons Christene. Net soos kerk, as die kerknaam reg aangewend word, is ons kerk. Maar 'n kerk is nie, al het eerwaarde die en die hierdie steen gelê in 1902. As 2 mans daar binne getrou word, is julle 'n tempel van Lucifer. Nothing, alles dit my laaste woorde. Hulle kan ons toesluit in die land, hulle gaan. Hulle gaan. It will be for me a pleasure to be in jail for the king. Ek gaan ook 'n warm foon hê. Ek het geleer by MJ en by Henry. Hoe werk 'n warm foon? Jy moet net nie die SIM-kaart laat los lê nie. Dan kom dit uit. Okay. En die eagle gaan al hoor wat die kraai nie geweet het nie. God het die eagle gemaak om nog suurstof daarbo te kry, maar die kraai kry nie suurstof daarbo nie. So gaan op na God toe. 'n Demoon is nie gemaak om naby God te kom nie. Daai suurstof vlak is nie vir hom nie. En kraai sê net, hy pik nie meer op die kop nie. Wil julle net hierdie stories vat en iets daaraan regtig gaan doen? As ek julle net kan aanmoedig om vandag 1 hoofstuk per dag meer te lees, om 10 minute langer te sit in worship, probeer net. Ek suffer 33 jaar. Hoe om te aanbid. Hallo. Pastoor Rooyes. 33 jaar. Op televisie amper al 20 jaar. Hy suffer om te bid. Dis soos Ansori gister met 'n skok eergister agtergekom het toe, want hou dink net jou kinders doen 'n ding. Toe Fran Lucas sê, jou daai draffery, ek het soos 'n motorfiets gevoel. Oor daai klippe of wat ook al terrein. En toe sê Anna Isabella, ek kan nie onthou nie, jy het soos 'n motorfiets gevoel. Vir my was dit ook nie easy nie. Ons dink baie keer net mense het dit easy. Dan het hulle dit nie. Hoor hier, ek suffer om reg te bid. Dan gryp ek 'n boek, gaan kyk, eendag na my dood sal Andres 'n paar briewe vir hom hê. Hy moet na my dood eers alleen lees. Moenie laat die ander lees nie, want daar's party wat jy moet opskeer. As briewe in my boeke vir Andres. Daarna skuif hy dit aan na die ander toe. En vir Mami is daar ook, as sy langs lewende is. Moenie laat ek name noem nie. Nou maak ek haar kwaad. Luister hierso. So hoor gou mooi. En Maritza, jy's ook in die lyn. Don't worry. Ek slaat vanoggend weer so oop in my Bybel en sien. 7de Maart 2021, Stella se skrif. Ek hou hulle. Al vergeet julle die goedjies, ek hou hulle. Maar hoor gou mooi. Ek wil jou 'n ander ding vertel nog gou en dan maak ons klaar. Daar kom 'n ou. En ek vat nou pastoor Z se aanmerking na hom toe. En hy sê vir hom, man, ek kom nie meer kerk toe nie. Want ek kan nie eers onthou wat ek jy 2 weke terug gepreek het. Ek eerlik kan partykeer nie onthou 2 weke terug wat ek gepreek het nie. Okay. Sal nou julle antwoord hierna. Maar hoor gou mooi. En Z sê vir hom hierdie woorde. Wat het jy 16 Februarie 2026 geëet aan jou vrou se tafel? Hy sê, as jy mal, ek kan mos nou nie onthou nie. Hy sê, sien, jy kan nie onthou nie, maar jy het gegroei. En jy het in die lewe gebly. Kom kerk toe, al kan jy nie onthou oor 3 weke wat was gepreek nie. Jy gaan groei en in die lewe bly. Ek wens, ek kan daai een van my gevat het. Maar ek moet net aan dit koppel. Ek gee dit maar vir jou. Maar okay. Ek het nog enetjie. En ek het hom al hier vertel, maar ek wil hom weer vertel. Maar voor ek dit sê. Terwyl ek bid, sê die Here hierdie woorde. Nou wil ek eers sê, daar is profete in die Nuwe Testament. Hier sê nou die ou, terwyl ek sê aan Jacolos op TikTok, op Johannes, die doper het dit gestop, daar is nie meer profete nie.
Ag, ek kan vandag vir jou skrif aanhaal. Daar's profete, Filippus het profete dogters gehad, Paulus het 'n profete skool gehad. Ag, so kan ons aangaan oor profete. Maar, so hou op uitlatings maak, soos ek vir daai op TikTok sit. Jy het nou by iemand iets gehoor, jy lees self in die Bybel, nou maak jy net 'n uitlating. En nou hardloop hierdie ding na jou kinders toe, nou almal, pa het gesê, daar was nie profete nie. Lees 'n slag Bybel. Is party mense wat dink dat moeder Maria die ark gebou het. Okay, nee, daar was dan nog nie so iemand nie. Dis die eerste naam wat ek aan kon dink. Okay, so hou hom nou net daar. Maar hoor gou mooi. Maar wat wil ek vandag sê? Jy kry mense wat nie in hulle binnekamer kan hoor by God nie. Jy kry mense wat nie in hulle binnekamer kan hoor by God nie. Maar hulle mis nie 'n profetekamp nie. Ek wil net dit mooi stuit, as daar geadverteer word, profetekampe gaan soontoe. Gaan na kampe toe. Ek is nie teen profete nie, ek is teen 'n profeet, as daar 400 mense kom kamp toe, dat jy vir elkeen 'n woord het. Jy lieg. My sê God het vir jou 400 woorde gegee vir almal nie. Elia, die groot profeet, het gesê, hierdie een is hy aan my openbaring. So hou net op lieg. Ek het nie 'n probleem as jy almal boost nie. Maar moenie vir almal, en wat vir my snaaks is, 400 mense by 'n kamp, en nie een word aangespreek oor sy sonde nie. Profeet, almal word net vertel, hulle sal mooi karre ry, hulle sal, kom ons gee net geaandag hier, en hulle sal dit doen, en hulle sal dat doen. Hoe kan dit so werk? 400 mense by 'n kamp en 'n profeet, sê nie vir een stop jou sonde nie. Wil jy sê al 400 moet net hoor, hoe gaan hulle lyks lewe in mooi karre ry? Strooi. Maar ek het 'n probleem, nie ek nie, God het 'n probleem. Met mense, okay, hoor net gou wat ek sê. Ek sê weer, maar om profete kampe toe te hardloop, dat 'n profete woord vir my moet gee, omdat ek net 5 minute in die môre met God stil raak. Daar is 'n probleem by jou. Jy soek waar sê hy. Is hoekom jou profesie nog nooit waar geraak het nie. En dit sal ook nooit nie, totdat jy in jou binnekamer eers ontvang. En dan is dit lekker. Ek like 'n woord van 'n profeet. Ek smaak dit. En ek het hierdie week, Wally weet, in 'n hotel so oorkant, 'n woord gekry. En die ou loop nie as 'n profeet nie, maar duidelik was die salwing daar, en het ons geweet hierdie. Hy het net so gesit te sê, hier kry ek nou salwing, ek moet dit, vat aan hierdie ding, vat gou my hand, hier gebeur het. Gister stry 'n ander mens weer met my. Hulle stuur vir my 'n dingetjie by 'n peerboom waar mense aanbid, en as jy aan die peerboom vat, dan val jy, die Khoisan mense, en dan lag hulle en hulle val. Ek sê vir hulle, God deel nie sy eer met 'n peerboom nie. En is hulle kwaad vir my nou. Is nou hierdie groot Christene. Daar wil ek ook sade van die peerboom hê. Dat ons hulle hier plant. En in die oggend kom staan ons net aan die peerboom. Daar gaat ek. Hey. God het hom uitgespreek oor boomaanbidding. En dan lag hulle onbedaarlik. En dan kom iemand op die toneel. Dit gaan nie oor die boom nie, dit gaan oor God. Satan is am skelm. Hy gooi hom net so. En die vrou sê, maar hoor, hulle sê dat dit gaan nie oor die boom nie. Ek sê, maar dit het oor die boom gegaan. Mense is van pad af. Nog hierdie enetjie. Ek het hom al vertel, maar ek gaan hom vertel en dan is ons klaar. Wil hom net vir die studente vertel. Ek like ou JJ se stories. Ek wil weer luister na hom, maar ek onthou nog hierdie storie van JJ John. JJ John of J John. Wie kyk vir hom partykeer? Ja, so. Hoor gou mooi. Hy sê, ek kyk hierdie week stories oor 'n voëls. 'n sekere voëls wat 11.000 kilometer elke jaar vlieg na die warm deel toe. Hulle stop nie een keer nie. Hulle vlieg 9 of 11 dae aan een. Hulle verander hulle hart, hulle maag, hulle alles om in lyn te kom en nie te kan eet en alles. Tot hulle land, dan begin hulle eet hulle worms. Ek kyk hy voel sy bene toe hy land, of hy nie bietjie bewe nie.
hoorie, 9 of 11 dae. Wie maak daai goed? God. Kan hy dan nie vir jou ook help nie? As hy sulke goed kan maak nie. Maar hoor gou mooi, ganse wil toe mos hier gaan, Amerika toe, want dit raak koud in Suid-Afrika. Maar onder hierdie ganse was daar een te kop. Hy het altyd die wurms geëet wat gesuip is. Hy het altyd anderster gewees, altyd rebels. En toe die hoofleier gaan sê, ons vertrek môreoggend. Toe sê hy, ek gaan nie saam nie. Ken jy daai rebel? Maar ek gaan nie. Maar ek sal nou weer ophou met my dinge, en dan doen jy dit maar weer. Ek is die rebel, ma. Ek sal change soos ek wil, ma en pa. En die volgende oggend staan hulle vroeg op die, gaan sy en hulle pak hulle goedjies. En hulle gaan Amerika toe sonder paspoorte. Hulle weet ook nie of Trump hulle gaan uitsit nie. En hulle kom van Suid-Afrika uit. In Suid-Afrika soek moeilikheid met Trump. So hierdie ou gansies is ook maar op hulle senuwees. Maar ook hierdie ganse styg. En wie bly agter? Rebel. Hy sê daar. Ek slaap laat vanoggend. Laat julle maar vlieg. Ek sal julle volgende jaar sien. Vermorsting van energie. Ek gaan liewerste nog 'n Red Bull drink terwyl julle weg is. Ek gaan liewerste nog 'n catty vat, 'n cat. Ek gaan nog 'n bietjie snuif. Ag, ek gaan 'n sigaretjie vat. Ag, gaan julle maar Amerika toe. Gaan 'n bietjie. Ek gaan sien. Amper gee ek die gaan sy naam. En hy weet wat was die naam. Yes, ek bloedtoeval met my student. Ek is so lief vir hulle. Ek is so lief vir julle. Prys die Here, maar die volgende oomblik as die ganse 3 dae weg en dit ryp. Dis 19 Oktober se ryp. En hier val die ryp. En ganse raak wakker, hy sê, ek gaan nie hierdie winter maak nie. Ek moes geluister het. Daar kom 'n tyd in ou se lewe wat ou sê, ek moes vir pa en ma geluister het, wanneer hy in die hoekie van die tronk sit. Maar is te laat. En Gans besluit, dat die son net bietjie warmer raak. En ek kry vir hom so koperringetjie om sy voet. So koperringetjie. En hy styg op hierdie, hoekom lag julle nou? Was hierdie Gansie se naam nou Henry? Nee, julle moenie so. Okay, net ou grappie. Maar hoor gou mooi, nee, hy herstel mooi daai ouetjie. Daai ouetjie kom, hy klim nie leer. Prys die Here, ek weet nie of dit Jesus of Wiekie is, maar dit help. Okay, prys die Here. Maar hoor gou mooi. En gaan sê vir homself, ek gaan hulle inhaal. Maar hoor gou mooi, gaan se vlieg in 'n weefvorm. Kinders van God, die bruid van Christus, beweeg saam. Die bruid van Christus het 'n weefvorm, het 'n spanwerk. Hulle gee vir mekaar, hulle gee om vir mekaar. Om 'n ding op jou eie te doen. Ek gaan nie kerk toe nie. Ek doen my eie ding. Ek vlieg nie in weefvorms nie. Toe hy so 'n dag en 'n half vlieg, kom hy agter, nou slaat die koue om, want hy het 'n weefvorm wat die ding breek nie. Hier's fout. En hy raak koud. En hy het die tolafia nie in die goud kom in. En daar gaat hy. En hy val in beespoef. Nat beespoef. Baie van ons met 'n sondige toestand lyk soos of ons 'n beespoef lê. Party in ander poef. En lê die ertjie in die milie op jou kop. Maar hoor gou mooi. Hy lê daar en hy dink, so gaan ek maar doodgaan. Ek lê in warm beespoef, en die warm beespoef maak hom toe daarom 'n bietjie warm. En hy roep uit vir hulp. En wie hoor wanneer 'n sondaar uitroep, nie vir God nie, maar vir moeilikheid. Die Naiji hoor hom. Die hyena hoor hom. Nee. En hier kom die kat en hy lek die beespoef af van die gans. En jy weet baie keer, dan sê ons dankie, want dis my vriende wat vir my die beespoef aflek. Jy dink, dis jou pelle, ons loop môre aan weg by School of Fire. Hoor, want ons gaan 'n garage begin en hulle kan ons droom verskriklik. Hy help jou die beespoef aflek. En as jy in Appington kom, dan begin hy eet hy aan jou. Dan begin hy eet hy aan jou.
Nee, en luister gou mooi. En toe hy begin tjou, toe skree Gaas, ek moes geluister het. Ek moes saamgegaan het. Nou gaan hy my eet. En toe kom hy agter, hy het vlerke. Van julle en ek is so weg van God af. Ons weet nie eers meer ons het 'n God nie. Ons weet nie eers meer ons het vlerke nie. En hy begin sprei sy vlerke uit. En toe kan hy na hom opstyg. Nou ek weet nie wat het verder met hom gebeur nie. Hy is nog hier by School of Fire. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons wil nader aan U kom. Wow, stop net. Stop die Here my. Stop die Here my net daar. Hy sê, moenie vir my vra om nader aan my te kom nie. Ek beweeg nader aan jou. Jy, moenie vir my vra nie, jy moet dit doen. Here, laat ek meer Bybel lees. Nee, moenie vir God sulke goed vra nie. Jy moet dit doen. Here, ek weet nie nou hoe om te bid nie. Ek vra nou, kom raak ons aan deur die Heilige Gees. Speel net vir ons asseblief. Dankie Here, dankie Here. Saggies. Dankie Here. Kom raak ons net aan Here. Hoor gou mooi, God is nie kitskoffie nie. So jy kan nie vanoggend uitkom, ek salf jou met olie, daarna aanbid jy nou 3 ure 'n dag nie. Jy moet dit doen. Ek luister na 'n groot prediker en hy sê, hy het maar eers begin met 15 minute. Toe met 'n halfuur, toe met 'n uur, toe 3 ure en so. Dis ou wat in die 1800s gelewe het. Jy begin in die dag 1 met 3 uur nie. Vra my, dat my lewe al baie keer so begin. Môre gaan ek net 4 ure bid. Nee. Kom ek en jy spandeer meer tyd in gebed. Nie in vraaggebed nie. Here gee my geld, Here gee my huis, Here gee my kar, Here. God is baie keer moeg as jy aankom, want hy weet jy kom vra weer net. Hy's 'n klagtekantoor vir jou. God wil hoor, jy's lief vir hom. Kom 'n slag, ek is lief vir U, Here, gee my 'n kar. Dis hoe ons maak. God luister eers meer. Want die liefde is maar net gesê in 'n sin, omdat hy 'n kar soek. Ons doen dit. Maar dink 'n bietjie, jy vra niks vir 'n uur en jy sê net, hoe wonderlik is U. Dit nailprint. Gisteraand het ek verlang oor dit gepraat. Is hierdie chappies van ons hier, en hierdie blou chappies wat loop sit hier, hy's gaan slat met 'n hamer en 'n dik spyker. En toe hy hom so inslat, toe hy bloed so spat, Royes can be set free. Stanley can be set free. Samuel can be set free. Henry can be set free. Hy bloed. Een bloeddruppel kan ek hier vanoggend vir julle sê, Jesus se bloed is so sterk. Een bloeddruppel kan ek nie vanoggend count hoeveel biljoen mense kan vrykom van een bloeddruppel. Daar is nie 'n calculator wat dit kan doen nie, as nie wetenskaplik wat dit kan doen nie. Een bloeddruppel van die koning was menigte skoon. Maar hy was jou nie net skoon, hy val nie net op jou nie. Jy moet onder hom inloop. Jy moet hom vat. Jy moet hom joune maak. Daar bestaan nie 'n Christen wat kan aangaan met sy homoseksualiteit en sê ek is 'n Christen nie. Daar bestaan nie 'n Christen wat elke aand by 'n huis inbreek en hy sê ek is 'n Christen nie. Nee, jy's 'n dief. Daar bestaan nie 'n Christen wat elke Saterdag suip, maar hy's 'n Christen nie. Jy's 'n dronkaard. En dan 'n leenaard. Ek het baie vriende ongelukkig wat leenaards is. Leenaars. Nie leenaards nie. Ek kry seker die woord soos leenaard. Omdat jy leenaard kry nie. 'n leenaar. Leenaar. They only use you. Jy's 'n vriend net vir jou voordele. Maar ek sal daar wees en 'n vriend vir voordele wees om jou in die hemel te probeer kry. Ek praat nou met mense, nie hierdie, by die huis. Ek sal 'n vriend wees met voordele. Kom maar mors met my. Kom maar mors met my. Ek gaan jou nie afsny nie.
Ek gaan, laat jy met my mors tot voor die hemelpoorte. En ek hoop om nie voor die tyd, luister jy. Vader, kom met die Heilige Gees. Ek gaan nie 'n uitnodiging maak vir redding nie. Ek gaan nie 'n uitnodiging maak vir, jy wil nou die Heilige Gees ontvang nie, gedoop word met die Heilige Gees. Ek weet nie wat ek gaan nie uitnodiging maak nie. Ek gaan laat hy nog 3 minute speel. En dan gaan ek afsluit. Of dit wat God in jou hart plaas. Don't try to, wat is dit om my te beïndruk? Anna, het jy gesê in pres, ek wil na die tyd hoor, as jy in Appington skool, waar het jy so groot woorde geleer? Dat is 'n mooi woord, Anna. Ek het hom nie gekry nie. Okay, don't try to impress me. As mense hulle deur die week strooi aangejaag het, die by School of Fire kom staan hulle uit, dat rooi is, die straf kan minder maak, don't do that. Asseblief, dat is ons vals, ek en jy. Al kom hier nou niemand volgend uit, as het fijn. Ek weet God gaan in julle harte werk, ek weet die is mense wat in hulle hart gesê het, ek gaan try, om 'n bietjie meer Bybel te lees, ek gaan try my tyd langer uitsit, ek weet die is mense wat dit doen. Ek weet nie hoe loop het nou by School of Fire nie, maar ek wil vir Wally vra om in die aand 'n uur en 'n half soos voorheen uit te sit. Die eerste halfuur verpligte, want ongelukkig moet jy party mense push. Verpligte stilte tyd. Daarna moet hulle stil bly. En die ou wat wil met God 'n verhouding hê, kans gee om nog die ander uur te hou. So gaan dit ook wees met worship nou. As daar 2 ure worship is, dan die eerste halfuur is verpligtend, en dan kan hulle loop, wat net gaan aandag aftrek. Hulle weet ook as hulle uitloop, hulle is die wat net wil beïndruk. En die bly wat werklik God wil aanbid. Prys die Here. Prys die Here. Dankie vir hierdie mooi goedjies wat Stella vir ons gekry het. Vra sommer vir almal, sê jy goed rondgooi en neergooi en breek. Wat is fout? En dus daarvoor bid. Steek jou hand in die lig. Vader, dankie dat U sy raak gou aan sy enkel saggies. Dankie Here dat U nou sy enkel aanraak. Op hierdie oomblik. God is die verpligting vir ons te wys, hy doen wonderwerke. God wil vir jou wonderwerke. Dankie Here, dat sy voet reg is. Amen. Nou as ek loop. Loop. Sê, ek loop in Jesus naam. As jou voet hier af het. Weet. Is net daar. Okay. Vader, dankie dat U hom genees. Amen. Glo dit, spreek dit. Amen. En sê, Tiaan, waarvoor bid is? As dit iets privaat is, kan julle sê privaat. Maar wat jy al wat ek bid vir negativiteit, en morgenoggend 10:00 skakel jy hom weer aan. Dan moet jy luister. Steek jou aan in die lig. Almal daar by die huis op. Bid, steek jou aan op. Sê, Here, ek bely negativiteit. Maak my positief in Christus. Dankie. En onthou nou net, dis ook 'n ding. Ek gaan vir jou bid. Dis 'n start-up. Maar jy moet Bybel lees om positief te wees. Jy moet 'n teksvers memoreer om positief te wees. Jy moet vir iemand iets, jy moet 'n besluit neem, ek wil nie nou negatief lyk nie. Ek wil my gesig anders trek. Amen. Asseblief man, Tiaan. Ek pleit dit by jou. Ek het voorheen stokstertjies hier gehad. Hierdie stokstert meerkatte. Nee? Dis baie gehad. Ons wil hulle moet terugkom. Maar hulle hou nie van negatiewe gesigte. Jy het hulle almal weggejaag. Sal jy nou positief wees? Sal jy positief wees? Dankie Here. Ek kan net sê, Tiaan moet ore kry. Tiaan moet dit aanskakel. Dankie. Maar elke demoon in die naam van Jesus
Ek dryf jou nou uit sy lewe uit. Seerkry demone van negativiteit, wat julle ook al self noem. Elke demoon, as jy 'n demoon is, gaan jy hieruit. In die naam van die Vader, sien Jesus Christus en die Heilige Gees, gaan uit. Jy moet hulle laat uitgaan. Jy moet meer Bybel lees, dan gaan hulle uitgaan. Is baie mense wat nie vrykom nie, want hulle lees die Bybel nie. Okay, maar, ja. Steek jou hand in die lig. Gedraai jy. Gedraai hom. En hy soms sal hy moet inskop, anders het jy moeilikheid. Ons kan nie so iets toelaat nie, né? Ons is lief vir jou, maar dis 'n besluit. En iets wat 'n mens 'n besluit kan maak, kan jy doen. Amen. Vader, dankie dat hy besluit maak om U te dien. Dankie dat U sy familie aanraak. Here, ek vra dat U die hakel wegvat. Dat U sy stembande aanraak en dat hy genees word van die hakel. Amen. Amen. Stop. God het die laaste ou wat so, nie laaste ou nie, maar een ou wat so gehakel het. Jy weet, daar was 'n ou in die Bybel wat gehakel het. Wat is sy naam? Kom, jy moet sy naam ken. Jou maal moet eintlik hy naam vir jou oor, toe weet hulle nog nie. Okay, Moses. Sê Moses. En hy het die volk uitgelei. Hy was 'n leier. Nee. Okay, sit, kom. Weet julle wat ons sit, en ek wil dit op die ding sê, is mense wat hier aankom, wat stikkend is, oor die wêreld daar buite wat hulle stikkend maak. Hier kom baie mense wat stikkend is van hulle self, maar baie keer het iemand stikkend gemaak, en dan maak die persoon homself verder stikkend. As mense daar buite wat spesialiseer daarin, om te start-up en mense seer te maak. Dink by jouself, hoeveel mense is daar vandag wat tik gebruik, wat in 'n gutter is, omdat jy, met jou vieslike woorde, wat jy nooit liefde kan praat, jy altyd moet skel of iets moet sê, hulle daar het. Dink 'n bietjie. Waarvoor dit? Sê, Here, ek bely al my sondes. Hoekom kry ek die idee, jy bedoel dit? Hoe kry ek die idee, jy bedoel dit? Amen. Steek julle hande uit hier na toe, mense. Asseblief. Ons dryf duiwels uit, asseblief. Dankie. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek dryf jou nou uit. In Jesus kragtige naam. Los jou greep op hierdie man en gaan. Elke demoon. Sê, Here, ek verwerp elke demoon in Jesus naam. So ek gaan nou nie vertel nie, maar as ek julle moet vertaliseer, probleem met dit wat hierdie ou deur is. Hy het in homself gedoen. Meeste het in homself gedoen. Maar as iemand 'n start-up doen, jou molesteerder, jy's 'n start-up. Om iemand eendag, dat doen iemand groot crime dade, maar jy het hom gestart-up. En God gaan met jou doen nog raak. Amen. Ons gaan nog werk deur die week. Okay. Sê maar. Ek wil net 'n bietjie aan afspraak. Waarvoor bid ons? Die lougheid. Okay. Vas mekaar se hande maar. Steek daai hand op. Dankie Here dat hulle uitkom vir louheid. Ek kom staan ook sommer hier, want hy sê 'n verskriklike vers. As jy lou is, sal ek jou uit my mond uitbraak. God sê ek gaan jou kots uitbraak as jy lou is. Hy sê was jy maar warm of koud. As jy lou Christen is, en van alle Christene maak ek die standpunt vandag om te sê, van alle Christene wat hulle self Christene noem, wil ek amper sê 60% is die Christene nie. Hulle noem hulle net so. En waar ruik ek iets wat brand? Okay.
en die ander is lou Christen. Ek wonder of wat 2% van alle Christene warm Christene is. Ek kan nie sê nie, die Here weet. Maar ek gaan nou bid in Jesus naam. Die louheid, weer eens, jy moet reageer. Jy moet die tyd maak. Jy moet die tyd maak. Hierdie lewe, en hy sê, die saaier het die saad gesaai, en die sorge van die lewe het dit verstringel. Omdat ons het die sorge van die lewe. Net as ek daar bo by my huis sê, nou gaan ek bid. Die volgende oomblik stop 3 karre. En dit is nie julle skuld nie. Ek moet net daai tyd sê, sorry. Ons moet vir God meer aandag gee as vir mense. En sê, sorry, ek kan gou saam met jou koffie drink, maar jy moet nou gaan, ek moet bid. Ek doen dit. Dankie, Here. En Here, dan wil ek vandag kom sê, dit wat U beplan vir die 2, seentjie of dogtertjie of wat ook al, dat die kind volmaak sal wees, en reg sal wees in Jesus naam. Weer eens, ons kan bid so skits koffie vir 'n kind. Julle gaan nie 'n kind kry, as julle nie iets doen nie. Okay, totsiens. Okay, nog iemand? Net so agter die kamera. Vader, dankie dat hierdie man so getrou is in alles wat hy doen. Dankie dat U hom seën. Here, dankie dat U hom versterk. Dankie dat U met hom is. In Jesus naam. Amen. Het jy teruggedraai? Nou nie terug. Okay. Prys die Here. Ons gaan afsluit. As jy 'n lou Christen is, ek moet net hierdie nou sê, want dit kom op, dan is jy die een wat sê, eintlik is jy nog nie eens lou nie, is nog koud. Jy is die een wat sê, as hulle vir jou sê, bid hardop. Nee, ek gaan nie op 'n mic bid nie. Dis jy. Net laat jy die simptome weet. 'n Lou Christen is die een wat nie wil God voluit worship nie. Wat noem jy een, ek glo ek praat nou onder die leiding van die Heilige Gees. Hierdie was beplan nie. Wat noem jy een wat glad is die sondes, wat nie kan vergewe ander mense nie? Jy noem hom nie 'n Christen nie. Jy noem hom iemand wat op pad hel toe is. Wat noem jy iemand? So almal wat warm vir die, is hier een vanoggend, steek hand op, wat lou wil bly? Is hier een wat lou wil bly? Okay, so almal kan op 'n mic afsluit. Want jy's warm vir die Here. Almal kan. Want jy's warm vir die Here. As jy nou in jou hart begin 'n teestand bied het, jy kort bekering. Vader, dankie, seën almal in Jesus naam. Amen. I must have prayed 1,000 times for my fears to be relieved.